Ek glo God wil jou op hierdie aarde hê. Daarom is jy gebore. En elkeen van ons het ontvang. Ontvang van die Here. Waar is jy gebore? Nou party van ons, wonderlike huis, wonderlike pa, ma, jy's eintlik bevoorreg gebore. Ons het ander wat dit moeiliker mee gegaan het, baie moeiliker, wat nie so bevoorreg is nie. Mense wat dalk op straat gebore is. Nou, daar's 'n gedeelte in die Bybel, Matteus 25, dan sê die Here, so sal dit gaan met die koninkryk, dan verduidelik hy iets van hoe God dink. Hy kom by 3 slawe, hy gee vir een slaaf 5, vir die ander een 2, hy gee vir die een slaaf 1. Die wat 5 het en die wat 2 het, dadelik gaan hulle gaan woeker en hulle vermeerder, hulle gaan doen iets. En wat wonderlik is, die Bybel sê, hy gee volgens hulle vermoë. Elke slaaf, so die eienaar ken die slawe, God ken my, en hy gee volgens my vermoë, maar ek gaan doen iets. En dan kom die slaaf wat een het, hy dink oor sy meester, hy dink verkeerd, hy sien net alles wat verkeerd is, en hy begrawe hierdie een talent, totdat sy meester terugkom. Na 'n lang tyd kom die eienaar weer terug, en hy vra rekenskap oor sy eiendom. Nie oor iets anders nie, dit wat sy eiendom is. Hy vra nie, wat is die slaaf se naam, wat het die slaaf gemaak, waar was julle, wat het julle gedoen nie? Hy sê, bring net vir my eiendom terug, ek wil sien. Die een met 5 en die een met 2 het, kom dadelik terug en sê, het vir ons 5 gegee, ons geboeker, nog 5 aan en 2, nog 2. Die Here sê vir albei dieselfde. Hy sê, jy's 'n great slaaf, baie mooi, uitstekend, jy het goed gedoen, oor min was jy aangestel. Ons dink baie keer, dit wat ons het, is so baie, dit is eintlik min in God se oë, oor min was jy aangestel, oor baie sal ek jou toevertrou. So God wil hê, dat jy met dit wat jy het, moet jy woeker, sodat God met jou meer kan toevertrou. Ons sal altyd die meer hê. God begin by hierdie klein, en dan gaan hy vir jou meer en meer en meer en meer gee. En dan sê hy, kom vier fees saam met my. Kom in my vreugde in. Kom in my blydskap, my joy. Kom hierin, sê die Here. Dis wat belangrik is. Die een slaaf kom, hy sê, Here, ek het geweet, jy is 'n vreeslike man, ek steek dit toe weg. As hierdie een nou, sê die Bybel, het by homself gedink, en ek dink dis die fout, sê maar hy het net aan die ander 2 gaan vra en sê, wat doen julle met die geld? Hoe werk julle met die geld? Wat het julle gemaak? En weer eens, die eienaar vra rekenskap. En dan sê hy, jy het so gedink, hoekom jy ten minste nie die geld net in die bank gaan sit nie? Dan het ek rente dan gekry, iets gaan kry. Maar hy gaan steek dit weg, en hy maak en sê, dis die eienaar se skuld, omdat die eienaar moeilik is, omdat die eienaar, en my hartseer is, mense gee God die skuld vir alles. Here, dis jou skuld dat ek in die omstandighede, jou skuld ek daar is. Die fout wat ons maak is, ons is jaloers op die 5 of die 2, ons maak verskonings, ons dink verkeerd, waar ons mis dit, besef dat God het vir ons gegee, God jou hierdie liggaam gegee. As jy net dink hierdie liggaam, jy dink, ag simpel, dis lelik, as ek net so gelyk het. Maar God sê, hierdie liggaam vertrou ek aan jou toe. Wat maak jy met jou liggaam? Een ding, begin jy die Here te dien. Loop jy die pad van die Here. Here sit jou in 'n geleentheid, gee jou verstand. Hy gee jou verstand. Wat maak jy met die verstand? Bly maar liewerste weg, nou doen ek 'n verkeerde ding, begrawe dit. Wat doen jy met jou wil? Wat doen jy met jou karakter? Wat doen jy met dit wat jy ontvang? God wat dit gee. Wat maak jy daarmee? Doen jy iets daarmee? Of is die Here die skuldenaar? Nou moet jy besef, almal gaan rekenskap gee oor God se eiendom, oor God se goed. As ek skielik besef, maar hierdie liggaam is die Here se, dan gaan ek beter werk met hierdie liggaam, anders werk met die liggaam. So maklik verskoning sê. En dis hoe God se koninkryk werk. Hy gee vir ons, volgens ons vermoë, dan weet die Here, jy kan beter, want God wil jou met meer toevertrou. Dankie dat jy luister, jy is 'n great blessing.